species afvang. Jy kan gaan vang, jy kan kabeljou vang. Dis 'n all-rounder treis vir die see. So dis 'n baie goeie treis vir beginners en enige ou wat van die kant af vang klipvis basies. Wat se treis gaan jy maak, Shot? Bronsbriem. Bronsbriem. Right, wys ons. O, dis 'n bietjie. Jy moet wys, ja. Ah? Ek moet nog nie. Ja, ons is al klaar op video. Okay. Lekker mense, shorty weer so. Ons Stompie gaan nou vir ons 'n bronsbriem treis maak. Ja. Lekker. Okay, so oor die algemeen ons noem dit 'n bronsbriem treis. Ek dink waar dit vandaan kom, ons het begin bronsbriems vang met die treis. Ons het jy kry hom te koop, goed, maar ons het hom verander. En dit werk beter as jy dit met koop in elk geval. So, maar jy kan nie net bronsbriem met hom vang, jy kan blacktails met hom vang, jy kan keratin met hom vang, jy kan kabeljou met hom vang. Ek dink oor die algemeen is dit 'n baie goeie all-rounder treis vir enige persoon wat begin van die kant af vang tussen die klippe. Goed, is dit 'n baie goeie treis wat ek aanbeveel vir enige hengelaar wat hom gaan hê. So okay, so baie mense maak hulle nou anderste, maar ons het hulle nou 'n bietjie verander. So basies wat ons doen is mense sê jou hoeklyn moet 30 cm wees. So ons het hulle getoets goed. Dit werk nie lekker by ons nie. Ek sal nie sê ander plekke sal dit nie werk nie, maar by ons werk 30 cm hoeklyn nie. So wat ons doen, ons hardloop hulle tussen 25 en 27 cm wat ons hoeklyne hardloop. So al wat jy doen is, wat ek doen is knip hom plus minus op 30 wat ek hom afknip. So teen die tyd wanneer jy hom klaar geknoop het, dan is dit basies 27 cm. Okay, jy sal sien dat die lyn wat ons gebruik is 0.6 wat ons gebruik. Jy kan 'n 0.55 ook gebruik, soos ek weer sê, ek verkies om 'n bietjie swaarder te gebruik altyd. Rede daarvoor, as jy 'n groot vis optel, dan kan jy nog steeds uithaal met die lynstuk. So jy moet altyd daar bly. So weer 'n keer, ons het ons kyk wat se size. Dis 'n 6-ou freeway soweltjie wat ons het. So basies gaan jy jou sinke, jou hoeklyn gaan jy net aan die een kant van hom vasmaak. Daar sit dit vas. Okay. Dan ek verkies om Daiichi hoek te gebruik. Hier is baie sterk hoeke. Hulle buig nie maklik ook nie. Hulle roes ook nie so vinnig om dit op die see vat. So hierdie is 'n 2-ou wat ek gebruik en dan het ons 'n rooi 1-on wat ons ook gebruik. So dan het ons 'n pink floutjie wat ons gebruik en ek gebruik net 'n small. Jy kry 'n medium en 'n large one. Ek verkies 'n small wat ek gebruik. So basies gaan jy hom op ons lyn sit en verkieslik oranje. Ek gaan jou sê hoekom. Jou bronsbriem se goede is 'n gras eet, hy eet gras. So die gras wat op jou klippe groei is gewoonlik 'n rooierige maroon geelerige kleur. So dit lyk basies amper in die water soos dieselfde as jou flout. Okay, weer eens jou Daiichi hoek, sit jou amper gesluit. Okay, anti-tangle sleeves. Hulle het ons anti-tangle sleeves aangebring, dankie julle. So, moenie anti-tangle sleeve vergeet nie. So wat jy basies doen is, sit eers jou anti-tangle sleeve oop. Jy druk hom maar net deur jou lyn as hy lyn is toe. Jy gaan deur gaan. Okay, nou wat jy doen is jy trek hom presies oor jou soweltjie wat jy trek. Ja, maak hom toe. Trek hom bo deur so. Ja. So wat dan gaan gebeur is, jy gaan basies so slaan. So dit hou outomaties jou lyn weg van jou sinkerlyn en jou mynlyn. Eintlik basies wat dit doen. Nou baie van die ouens as hulle afkom, dan gebruik hulle hom nie. Nou wat gebeur is jou sinkerlyn lê aan die onderkant. So as jy in die see gooi, dan gaan hierdie om jou sinkerlyn. En jy gaan nie 'n vis so vang nie, daar's geen manier nie. So ons probeer ons aas weg van al die lyne af, dat hy op sy eie is. So dan gaan jy jou floutjie opsit. Wat jy gaan opsit, jou Daiichi hoek. Ek hou daarvan om die Daiichi's te gebruik. 2-ou's is my nice. Ja, so dis basies hoe hy gaan doen. Okay, nou jy het 'n freeway sowel. So aan die ander kant
sit jy nou jou sinkerlyn op. Nou ek verkies dit om my sinker ver weg te hou, so ver as moontlik van my aas af, dat my aas kan vry wees. So my sinkerlyn maak ek gewoonlik baie lank wat ek maak. So ek kyk omtrent so 1 meter, 300-400 wat ek my sinkers, so jy kan sien hier's my hand, daar's my aas is daar aan die kant. So dit is ver. Ek hou daarvan om dit ver uit mekaar uit te hou. So basies gaan jou sinker aan die onderkant wees. Jou aas gaan hier, ja, so wat gebeur is as hy lê, gaan hy basies op die grond lê so, jou sinker gaan ver wees. Geen vis kan nie van 'n sinker sien of enige ietsie, laat ek dit om kan pla nie. Die ouetjie gaan in die lug dryf en hy gaan nie om jou lyn kan kokkie. So hy gaan, soos varswater, soos julle met die varswater, jy tel jou aas op van die bodem af. So jy wil nie hê jou aas moet met jou ander lyn interfereer nie. En dan net aan die ander kant weer eens jou control, jou vis, jou mynlyn aan die ander kant. En dan gaan hy, en wat lekker is van hom, al lê hy, maak nie saak hoe hy by die see lê nie, omdat jou sinker so ver is, hy kan enige manier draai. So hy kan, die see kan hom maar draai. En hy kan nie, kyk, hy koek nie met, draai nie om jou, maak jy 'n tangle of enigiets, en dan kyk jy, fisies hou jy jou prons. Nou, dis wat ons meeste gebruik as pink prons of baby squids, mengsels, maar hy hou fisies dit weg van jou hele mynlyn. So dis jou bronsbream treis, maar soos ek weer sê, jy kan enigiets van hom doen. Dis 'n baie goeie, oor die algemeen baie overall 'n goeie ding. Wat actually 'n baie goeie ding is mense, en ek wil dit sê, hierdie anti-tangle sleeves, dit klink vir my regtig soos, ek like net die naam van die anti-tangle sleeves. Dit klink net awesome, regtig awesome.